This is CliffCentral.com. Welkom by die Klipkouers potgooi. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. Hallo Klipkouer, welkom by nog 'n episode. Dankie dat jy hier is, dankie dat jy daai duur data gebruik het om te download en te luister. Dis nogal vreemd, ek was nou 'n bietjie weg gewees met vakansie verlede week. En natuurlik ek's besig om 'n pipeline hier op te bou, buffer. Ek probeer ten minste 5 weke se onderhoude vooruit doen. Maar met die gevolg is dit voel vir my omdat ek elke week onderhoud uitbring, praat ek elke week met jou. So, maar nietemin, ek was bietjie weg gewees. En ek het laas vir jou genoem dat, jy weet, Suid-Afrika, ek speel toergids, ek wys my kinders 'n bietjie die land. En verlede week het ons die geleentheid gehad, alhoewel die kinders was nie saam nie. Ek en my vrou Krishna was die eerste keer vanuit my laity Christian uit 11 geword intussen. Wat hy gebore is, wat ek en sy vir meer as een nag alleen weggegaan het. So dit was heel interessant. En toe's ons Bosveld toe, net aan die ander kant Tabazimbi en 'n boomhuis. Ja, 'n boomhuis. Dit was dit was interessant, toilets buite, showers buite, so dit was nogal 'n vrye oomblikke. Maar nietemin heerlik gewees om 'n deel van die land te sien. Ek kan verstaan hoekom al die Pretoriaaners en die manne hierbo so 'n liefdesverhouding het met die Bosveld, maar dit was heerlik gewees. En ja, soos die ouens, vir julle ouens wat in die Bosveld uithang, die sterre is by verre die hoogtepunt. En dan praat ons nou nie van die dier nie, maar in elk geval, ek is vars, ek's reg vir die laaste 2 maande stoot na die einde van die jaar toe, voor ek die strand gaan aanval in Hartenbos. Maar in elk geval, so vandag is vir my, is nou interessant dat ek nou binne 'n maand met my tweede insurance ou, of versekering ou, gesels maar wat hierdie ouens interessant maak. En dis so, ek's bevoorreg om in die land te kan wees, om jy weet, en ook met, en ek gaan die man nou voorstel, om met hierdie ouens te kan gesels, wat ongelooflike start-up is, maar ook 'n incredible disruptive start-up is, en ek dink ek sal hulle opsom waarmee hulle besig is, en ek het actually net gister my nuwe blogpost, my naweek nadink wat uitgegaan het, en ek beklemtoon in die heeltyd, en ek gaan die heeltyd aan daaroor, is dat, hoe maak jy die wêreld 'n beter plek terwyl jy rand verdien? En ek dink hierdie ouens kan goed opgesom word, en val in daai kategorie. Hulle maak die wêreld, maak Suid-Afrika 'n beter plek, terwyl hulle 'n rand genereer. So dis vir my heerlik om in die ateljee te hê, Ernie North, een van die co-founders van Naked Insurance. Welkom. Dankie Jacques, dis lekker om hier te wees, hier in die fancy Cliff Central Studios, en dis 'n voorreg om met jou te kan praat, man. Dis 'n lekker, maar uitdagende avontuur wat entrepreneurskap is, so ek sien uit om met jou daaroor te chat vandag. Maar nou kom vinnig, Naked, hierdie het niks met stripclubs te doen nie, en julle is nie hippies wat kaal werk toe gaan nie. Nee, ek dra my jean werk toe, moenie worry daaroor nie. En kyk, as jy ons Google, moet jy nie ophou tik net na Naked nie. Jy moet net gedissiplineerd wees om aan te hou tik en Naked Insurance te soek. Moenie daar's baie ouens wat nou skielik nuwe versekering. Ja, moenie as Google vir jou iets voorstel nadat jy Naked getik het, moenie daarvoor val nie. Hou aan tik. Ons is Naked Insurance. Nee, ons het niks met liggaamsdele uit te waai nie. Ons is gewone karversekering. Die naam Naked beteken obviously net iets diepers oor wie ons is en waarvoor ons staan. En dit is net, dit het ek gou agtergekom toe ek jou bietjie meer met jou begin gesels het in Swan, is net, it's business stripped bare.
Ek dink en dit is vir my so 'n cool naam actually dat daar's niks wat weggesteek word met wat julle doen nie. En ek dink daar klaar kan die klipkous verstaan julle hoekom ek nou net gesê die ouens maak jy weet die wêreld 'n beter plek. Maar voor ons wegspring met hierdie interessante produk en diens wat julle hier lewer, die soos ek sê disruptive wat natuurlik baie spesiaal is, dink ek. Val in die versekeringsindustrie. Vertel die klipkous 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword? Die hele ding, wat het jy geswat? Ek bedoel jy is in en uit in al die versekerings. So gee ons 'n lekker bietjie vleis om dit. Ja man, ek is een van daai ouens wat maar 'n lekker kinderjare gehad het. Ek het groot geword en groot geword, geswat daar in Pretoria. En nie te groot dramas nie, bietjie stout nou en dan, maar nie te groot dramas of groot probleme nie. Regtig my kinderjare geniet, soos enige laaitie wat maar daar in die skaduwee van Loftus groot word, het ek enige sport met 'n bal het ek geniet en probeer. Ek was nie baie goed met enige een van hulle nie, maar ek het hulle almal probeer en het baie geniet. Maar is dit nou ook die tye wat ons kom uit 'n generasie uit of jy het nie 'n keuse gehad of jy sal deelneem. Nee, verseker en ek bedoel daar vir my om daar selfs om Affies se 9de span rugby uit te draf. Daar's elke game is belangrik. Elke game is belangrik. So soos ek sê, ek was nie partikulêr goed met sport nie, maar ek het dit baie geniet en hulle almal probeer. En tussendeur maar met die akademie ook maar aangegaan, nie waves gemaak nie, maar wat vir my interessant was is dat die lotto het vir my mooi geval dat om een of ander rede het ek van die begin af agtergekom dat wiskunde is net vir my kom net natuurlik na my toe. Ek was in die gelukkige posisie dat ek hoef nooit te geswat het of my huiswerk te gedoen het met wiskunde nie, want dit het net ek wil net vir jou sê jou bliksem. Ja, nee, kyk, wel soos ek sê, ek bedoel jou talente is maar op verskillende plekke. Ek het in die 9de span rugby gespeel. So maar jy het gesit en TV kyk terwyl die ander eerste span manne sukkel met die wiskunde. Ek was gelukkig dat die dag voor wiskunde eksamen hoef ek nie te swat nie, want die ding het net natuurlik na my toe gekom. Die nommers het regtig net altyd na my toe uitgespring. So as jou ouers wiskundig of nie vreeslik nie, nie vreeslik nie. Dit was interessant dat ek toe nou na die tyd bietjie met my oupa gepraat. Hy's 'n ingenieur en hy's baie wiskundig en so, maar ek bedoel selfs as ek na my boeties en my sussie kyk, hulle is nie verskriklik wiskundig nie. So die ding het net vir my om een of ander rede die nommers het net reg na my toe uitgespring. En dit was toe baie obvious. Ek het redelik duidelike raad gekry by almal en dit was ek stem toe saam dat vir my om na skool te gaan swat om 'n aktuaris te word. So ek het my graad klaar gemaak by Tikkies in aktuariël. Hoe groot rol, ekskuus, jy weet ek val ouens gereeld in die rede. Hoe groot rol want ek onthou twee goed van as daar oor aktuariël gepraat was. Jy weet back in the day. My vrou het dit ook geswat natuurlik, net so terloops. Is ouens hulle mors met wiskunde mors nie met hulle nie, nommer 1 en hulle maak baie geld. So was daai 'n groot aantrekkingspunt of gaan jy net, ek bedoel want die ouens maak baie geld. Ek bedoel is nie ek moet vir jou sê ek het dit was vir my belangrik om iets te gaan doen. Ek het gehou van die idee om iets te gaan doen waar jy aan die einde 'n sekere beroep is. Jy eindig nie met 'n algemene BCom graad en jy moet net maar jou potjie gaan skrop nie. Ek het gehou van die idee daarvan dat as jy klaar is met universiteit, is jy 'n dokter of 'n ingenieur of in my geval 'n aktuaris. Die geld is regtig nie ek het dit het vir my gevoel dat my natuurlike aanvoeling vir wiskunde is so obvious dat dit is eintlik maar alkeuse wat dit is ek geniet dit, dis my passie. Ek raak opgewonde om 'n woordsom voor my te sien. So dit was die obvious ding om te doen. Ek het dit regtig baie geniet. En is nou interessant dat jy praat oor om die geld te maak as 'n aktuaris. Ek het toe ek klaarmaak op universiteit, kort daarna begin werk en al my raadseksamens geskryf. Gelukkig genoeg om waar is jy toe nou? Waar het jy gaan werk? Toe trek ek dadelik Johannesburg toe. Okay. So toe begin ek werk by die Johannesburgse tak van 'n groot internasionale herversekeraar, 'n groot Duitse maatskappy. En 'n great maatskappy, baie lekker daar gewerk. Munich RE of wie? Ek was by Hanover, wat die ander ouens. Die ander ouens is wat Munich se groot kompetisie is. So toe het ek vir 5 of 6 jaar by Hanover gewerk, 'n great maatskappy. Maar die interessante ding is toe nou
ons praat nou van om die titel van 'n aktuaris te hê. Vir my is ek was baie trots om te kwalifiseer as 'n aktuaris. Maar vir daai eerste 10 of 12 jaar wat ek gewerk het dit al hoe sterker geword, dat as iemand my vra by 'n braai, wat doen ek? Het ek een of ander verskoning uitgedink, maar nie gesê ek werk in versekering nie. Ek het altyd een of ander storie gesê oor, ek's 'n wiskundige wat met finansies werk, of waarskynlikhede, en allerlei sulke nonsens. En dan tipies het die ou maar aanbeweeg, want dan is iemand anders wat interessanter is by die braai. Maar dit is net vir my interessant hoe langer ek in versekering gewerk het, hoe meer het ek verstaan hoekom mense nie daarvan hou nie. En ek het ongelukkig gesien aan die binnekant hoekom die sisteme opgestel is om daai slegte naam van versekering net al hoe erger te maak. Hoekom dit so werk? En die slegte naam, soos ek dink die meeste van die klubkouers sal reeds weet, dit is die ouens maak dit vir jou moeilik as die pop op die fan strike, of hulle betaal nie uit nie, of dit is net tande trek ten einde uitbetaal te word. Dis iets waarsonder ons nie kan nie. Jy moet dit hê, want dis absoluut, jy sit jouself in 'n baie groot risiko, en dis 'n onverantwoordelike finansiële besluit om nie versekering te hê nie. Maar tog voel meeste van ons, dis baie geld om te betaal elke maand. En dan hoor mense so baie stories van hoe dit tande trek is, en hoe een of ander small print op bladsy 73 nou maak dat jy nou nie gaan betaal word nie, of die tipe ding. Dis net 'n industrie wat keer op keer hoor mense. As jy iemand vra hoe hulle daaroor voel, het meer mense slegte stories as goeie stories. En dit was vir my 'n moeilike situasie om in te wees, want ek het geniet om die wiskunde te doen, maar ek het al hoe meer geleer hoe versekering die model agter dit, wat eintlik net daar is om ten koste van die kliënt die wins van die versekeraar meer te maak. En dit was vir my 'n moeilike situasie om goed te wees in daai wiskunde, wat vir daai versekeraar geld maak, maar die binne is ek nie eintlik trots op wat die produk aan die gemeenskap en aan die publiek bied nie. Weet jy, en ek verstaan wat jy daar sê. Ek sal gou vir jou 'n storie vertel in my koöperatiewe loopbaan, iets wat gebeur het, wat ek 'n groot geveg met my vrou oor gehad, maar ek sal nou by uitkom. Maar jy het iets aangeraak van daai stelsels, en ons het ook daaroor gesels. Jy weet, ek sê altyd, ek dink selfs met, ek praat van groot farma, die evil corporations, en is evil versekering. Maar ek herinner my vrou ook gereeld. Die gemiddelde ou wat vir so 'n maatskappy werk, staan nie op in die oggend en sê, hoe gaan ek vandag iemand skroe, of 'n beter evil plan uitwerk nie. Hy het 'n job, wat jy teregtelik nou net ons ook gesels het, hy het 'n job om te doen, en hy het 'n bonus aan die einde van die jaar, of hy moet iets doen om my job te hou, en dis wat hy op fokus. En in hierdie geval is dit deel van daai stelsel is om, dalk is nou juist daai sy job om nie laat uitbetaal nie, maar hy's deel van, hy's 'n spekende wiel, wat so maar hy's nie 'n slegte, of sy is nie 'n slegte persoon wat met 'n agenda opstaan nie. Absoluut. En ek ken mense in omtrent elke versekeraar in hierdie land, vriende van my wat daar werk, en dis vir my baie belangrik om dit altyd baie duidelik te maak, dat ek dink nie die mense wat by die versekeraars in hierdie land werk, of die bestuur van daai versekeraars, is slegte mense nie. Ek dink hulle is goed in wat hulle doen, en die realiteit van 'n ekonomiese situasie, waar die verskaffer in 'n posisie is om baie meer te weet van die produk as die koper. En hy weet ook dat die koper tipies nie eintlik belangstel in die produk nie, en hy gaan tipies waarskynlik nie bladsy 73 lees nie. Ja, dis hy garage purchase, hy moet nou net die ding. Dit sal, jy as 'n werknemer, jy as 'n bestuurder, as jou besigheid is om die wins van die versekeraar soveel as moontlik te maak, dan gaan jy die beste tegnieke ontwikkel om die meeste geld te maak. En ongelukkig is wat dit dan tot gevolg het, is dat versekering wat 'n great produk is, en ons het great versekeraars in hierdie land, en ons het great mense wat daaraan werk. Ongelukkig gaan jy dan in 'n situasie eindig waar meer gereeld as nie gaan mense voel hulle word te nagekom, want ja, nou dit was net nie reasonable vir my om daai stukkie inligting te weet nie. Maar nou kom die versekeraar terug en hy sê vir jou, maar ek's jammer, maar die small print sê A, B en C, en
ongelukkig vir jou is dit nou maar hoe dit is. So ek het net gesien van die binnekant af hoe versekeraars sonder om te probeer die slegte ding doen. Hulle het net gefokus op hulle eie agenda. Hulle het net gefokus om hulle besigheid goed te doen en dit is om geld te maak. En ongelukkig het ek dan gesien hoe dit lei tot die man op die straat wat aan die kortste end trek. Ja, kyk, daai is ek dink jy het dit mooi opgesom. Weereens soos jy sê, dis 'n besigheid, daar's niks fout dat 'n besigheid geld maak, dis sy agenda, maar ek dink dit raak meer en meer belangrik. Ek dink veral met die opkomende generasie, die millennials wat die vraag vra. Hoe bevorder jou besigheid of die gemeenskap? Jy weet, ek dink ons en dis wat vir my awesome is, van wat ons hiermee besig met die potgooi model, en so ek sê, ek gaan die hele tyd aan oor hierdie gratis ware toevoeging as wegspringplek, is dat as jy nie eens verniet jou wegspringplek om besigheid te doen in 21ste eeu, jy moet verniet die wêreld 'n beter plek maak. Dis die wegspringplek. Nou het ek die voorreg om 'n verhouding met jou te bou. Nou as ek 'n verhouding met jou het, nou het ek die reg of die voorreg nog steeds om te sê, hey, hier's 'n produk, sta jy belang. Versus die tradisionele, as ek sê, advertensie, drukke ding in jou keel af, of in hierdie geval nou ook. Maar nou, hoekom ek nou sê, hierdie is dalk nou 'n ekstreme voorbeeld, maar ek het in een van die vorige episodes dat ek het genoem, ek het toe ek my loopbaan begin het, so ek het daai tyd my loopbaan met die Coca-Cola Company begin, so ek was maar nog altyd in die sales en marketing game, of die FMCG kant, maar ek het ontsaglike respek gehad. My eerste liefde was altyd SAB, as 'n Suid-Afrikaanse maatskappy wat hierdie ongelooflike sales en marketing masjien was, en natuurlik BAT, wat nou British American Tobacco, wat is ons hier Rupert's, en ek het ook ontsaglike respek, het pelle gehad wat bemarking af was, maar selfs drank, het was drank, sigarette en suiker, water en bier. Dis vir my, jy weet, ons daai hele ongelooflike bemarkers, maar so toe later toe kom, ek sal dit nooit vergeet nie, dis ook, dit was die tyd wat ons net voor ons die land verlaat het, daai tyd, 2004, 2003, toe kom Philip Morris in die land aan, wat sy grootste handelsmerk is Marlboro, Ja. Die grootste, dink sigaret handelsmerk in die wêreld is, en ek was so opgewonde, en soveel so dat ek toe deur 'n hele paar rondes is met Philip Morris, want ek wil vir die bemarker werk, en my vrou sê vir my, jy is verantwoordelik, jy gaan mense gaan dood van sigarette. Jy weet, en ek kan onthou, in my kop was dit, nee, ek worry nie, is jou keuse of jy sigarette wil rook, ek het hierdie job, ek sien hierdie incredible kreatiwiteit en goeders, en daai is net, dis hoekom ek sê, ek is baie sensitief om of bewus dat, dis, word nie wakker in die oggend, te sê, ek wil vandag help, dat iemand doodgaan aan longkanker nie. Terwyl ek vir Philip Morris werk nie. Jy weet, dit niks daar, niks aan as jou werk is om daai ding te bemark, dan kan jy goeie goeders uitdink en kreatiewe planne mee opkom en jy kan goed wees in wat jy doen. Ja. Dis vir my interessant dat ek dink ons is in 'n ongehoorde era van waar mense 'n stappie terugneem en sê, maar hoekom bestaan hierdie organisasie? En ek dink die nuwe generasie gaan meer bevraagteken of hulle gerieflik is, of hulle gemaklik is met waaroor 'n organisasie reg gaan, en hoekom hulle reg bestaan. En ek dink dit gaan van toepassing wees vir die mense wat daar werk, maar gaan ook van toepassing wees vir die verbruiker, op die mense wat by hulle koop, en vra maar, is ek gerieflik om 'n besigheid te ondersteun wat A, B en C doen, en ek bedoel nou, die sigarette is nou 'n ekstreem voorbeeld, ek is nou self nie 'n roker nie, so kyk, mense gaan dood, dis 'n realiteit, versekering gaan mense nie dood per se nie, weet jy. Versekering maak daarom nie mense dood nie, en soos ek sê, ek bedoel, ek het ongelooflike respek vir van die aktuarisse in hierdie land, wat bekend staan wêreldwyd as van die beste aktuarisse in terme van die strategieë wat hulle gebou het om versekeringsmaatskappye se wins so hoog as moontlik te maak. Nou, van daai tegnieke, net om jou vinnig te sê, sluit in hoe om daai aanvanklike pryse uit te werk, hoeveel moet ons jou vra wanneer jy join. Maar van daai tegnieke wat van ons aktuarisse in Suid-Afrika van die beste in die wêreld mee is hoe om die strategieë te bou vir
hoe behandel jy 'n kliënt deur die leeftyd wat jy hom het? Met ander woorde, as hy nou vir 'n jaar of 2 by jou is, vir sekere ouens is dit die fair premie increase is sê nou maar 7%. Inflasie. En sê nou maar daai ou ry 'n kar waarvan die parte het wel met inflasie opgegaan en so. 'n Ferrari. Dan moet nie 'n Ferrari is bietjie meer. Vir sekere ouens sê kom ons sê nou maar die fair increase is 7%. Okay. Maar wat die wiskundige modelle wat gebou word sê dat vir sekere ouens sal jy stupid wees om vir hom 'n 7% increase te gee, want as jy vir hom 'n 12% increase gee, gaan hy dit aanvaar. Hy gaan nie bel nie. Soos prysdiskriminasie. So hoekom sal jy vir daai ou 7% increase gee? Geef hom 'n 12% increase. En wat daai die wiskundige modelle wat gebou word is, hoe tree individuele mense op as jy vir hulle op 'n sekere manier behandel? So as jy vir hom 'n 8% increase gee, gaan hy ongelukkig wees, gaan hy bel of gaan hy dit net los? En op daai manier kan jy besluite neem wat wiskundig gedryf word om jou individuele kliënte te behandel. Maar die hoofdoel is onafhanklik van wat die regte ding is om vir daai kliënt te doen. Die enigste vraag is, wat is die ding wat hoe kan ons maksimale die maksimum wins uit daai kliënt maak? So dis ongelukkig dat jy en jou chommy wat langs jou sit teoreties presies dieselfde premie increase miskien moet kry, maar jy kry 12% en hy kry 10%, want hulle weet op 12% sal jy nie bel nie, maar op 10% sal hy nie bel nie, maar op 12% sal hy wel bel. Dis baie interessant. So, ek bedoel, daai is, as jy nou vir 'n aktuaris as 'n wiskundige, as 'n wetenskaplike daai probleem gee, dit is 'n droom. Ek bedoel, dit is so 'n interessante probleem om op te los. En ek blameer nie daai mense dat hulle daai somme doen nie. As daai data daar is en jy het die breins om daai somme te doen daai somme. Ek dink dit is great dat besighede so scientific geword het. Ons het net begin besef, maar iewers moet mense die lyn trek. Iewers moet mense sê, maar die feit dat hierdie tannie op 12% waarskynlik nie gaan inbel nie. Maar ons weet eintlik 7 of 8% is fair. Ons gaan nie vir 12% aan. Ons gaan vir die regte. Dit voel vir my op 'n stadium moet 'n besigheid sê, maar wat is die regte ding om te doen? Nie net wat maak vir ons die heel meeste wins nie. En die regte ding. Die regte ding, inteendeel. Ek het gisterand 'n boek wat ek besig is om te lees. Die regte ding is meeste gevalle maak vir jou meer geld. Ja. Ek het die voorbeeld, ek weet nie of jy van Chick-fil-A in Amerika weet nie. Nou ek het daai tyd toe ek het baie tyd in Texas spandeer. En Chick-fil-A is 'n Bible Belt takeaway. Hulle is die chicken version van McDonald's. Okay. Hulle fokus net op hoender. Christelike organisasies, die grootste privately owned in Amerika. Ek dink hulle het 1000 outlets. Jy kan ook hom nie koop nie. Jy doen aansoek vir hom en dan gaan hulle in partnership met jou. Baie interessant. Weet so hulle dit doen, ja. Absoluut. So hulle DNA en ek sê hulle is Christen, weet daar's worship musiek wat speel in die agtergrond. Daar's sekere goed wat hierdie ouens draai nie doekies om en ek gaan nou by my punt uitkom wat fascinerend is van Chick-fil-A. Van die regte ding doen, alhoewel daar's nie noodwendig eers ek sal nou verstaan wat ek bedoel, maar die ding is hulle het ook in hulle olies wat hulle gebruik is peanut oil. So daar's sekere goed wat is gesonder. Dis 'n gesonder takeaway joint en hulle het lekker speelplek en ek onthou toe ons daai tyd toe ek 2 maande met die familie in Texas was. Die kinders was klein. Weet ons elke middag amper daar want die kinders kan speel nommer 1 en jy's happy om my chicken burger. Jy weet dis nie gemors nie, maar in elk geval die meeste takeaway fast food joints in die wêreld, veral as jy kyk na Amerika spesifiek, hulle maak hulle meeste geld op 'n Sondag. So die average takeaway of ek sê takeaway fast food plek maak gemiddeld $800,000 omset per jaar. McDonald's weet dit ook, jy weet natuurlik, so McDonald's sal hulle besigste Sondag en dan is ook waar hulle meeste van hulle staf intrek. Aan die ander woord, die besigste met die meeste mense wat werk by McDonald's is op 'n Sondag. Nou McDonald's doen $2.6 miljoen gemiddelde omset per McDonald's in Amerika. Ja. En nou hier kom Chick-fil-A. Chick-fil-A
weier om op 'n Sondag oop te maak vir Christelike redes, maar is ook dis 'n dag van rus. So vergeet nou van die Christelike komponent, dis familie, jy moet rus een dag 'n week, is naweek, dan gat jy. $4 miljoen gemiddelde omset. Ja. En inteendeel, hulle is ook wat ek daai tyd, is interessant, ek gisterand nou die eerste, toevallig gisterand, lees ek toe nou die actual omset, maar ek het 'n pel wat een van my ou Coca-Cola kollegas, hy is met 'n Yank getroud, hy het 'n Chick-fil-A in Philadelphia, snaaks genoeg, want nou, dis ek ook met hom kon 'n bietjie inside gesels, maar die hele ding ook is, kan ek sê, die malls, weet jou shopping malls, het in die begin hulle wou nie vir Chick-fil-A spasie gee, omdat Sondag die besigste dag is nie. Ja. Tot hulle agtergekom het, dit maak nie saak dat die Chick-fil-A toe is nie, hulle gaan hy, dis hulle het 'n meer consistent model. Maar nietemin, maar daai is vir my die regte ding doen, in terme van familietyd, rus een dag 'n week, en die resultate. En die kliënte respekteer dit. Ek dink 'n ander voorbeeld wat ek jou wil vertel, Jacques, ek bedoel jy host nou hierdie show om entrepreneurs aan te moedig en goeie lesse te leer en entrepreneurskap uit te brei. Dis ironies dat 'n voorbeeld van 'n besigheidsles is as jy 'n kliënt het, wat 'n konvensionele besigheidsles is, as jy 'n kliënt het, moet jy vir hom so lank as moontlik hou en soveel as moontlik geld uit hom maak. En een van die gevolge daarvan is jy moet dit moeilik maak vir hom om weg te gaan. Jy moenie Dis hy lifetime value, né? Jy moet vir hom jy moenie die deur openlik vir hom oopmaak nie. Bedoel en ons almal kan, of meeste mense kan terugdink aan die voorbeeld van hoe as jy al ooit probeer het om jou versekering te kanselleer, wat dit behels. Nou, is dit moontlik? Dit is ek sal nie op rekord gaan om te sê dis onmoontlik nie, maar is dit grens aan dit? Ek dink mense kan met my saamstem dat dit moeilik is. Nou, wat ek baie spesifiek wil uitwys, op die een kant is, hoekom is dit moeilik? Want dit is net daai beginsel. Moenie dit maklik maak vir jou kliënte om te loop nie, want jy maak mos wins uit hulle, so jou kliënte moet bly. Maar die dieper beginsel daar is, soos wat ek nou vroeër gepraat het oor hierdie 6% versus 12%. 'n besigheid wat weet, sy kliënte kan net loop as hulle met jou praat. En met ander woorde, jy gaan altyd 'n laaste kans hê om vir hom 'n alternatiewe offer te maak. Daai besigheid moet mos hoër charge as wat die fair premie is. Want die dag as die ou wil kanselleer, omdat hy ongelukkig is met sy premie, dan bied jy net vir hom 'n laer premie aan. So, uit beginsel uit, het ons toe gesê, toe ons Naked bou, en ons sê, dis karversekering wat jy op jou slimfoon doen, sonder dat jy ooit met 'n call center praat. Uit beginsel uit wil ons hê dit moet gerieflik wees as jy ooit by ons wil loop. As jy wil kanselleer, druk 'n knoppie. Jy druk een knoppie, ons sê vir jou, is jy seker? Jy sê ja, onmiddellik is die res van die maand se premie terug in jou bankrekening, dadelik. Onmiddellik. Proraat. Nou, uit beginsel uit het ons dit gedoen omdat dit gerieflik moet wees. Want dis die regte ding om te doen. Maar hier is die crux van die saak. Wat dit doen, is dit waarborg dat ons moet altyd ons beste premie vir jou vra, want ons kan nooit, as jy wil loop, vir jou 'n counteroffer gee nie. So dit beteken, solank soos wat jy by Naked bly, betaal jy die regte prys. Ja. Want as jy ooit na 'n jaar of 3 jaar of 5 jaar oorweeg om te loop, gaan ons op daai punt nie vir jou 'n ander premie aanbied nie. Want jy die beste. Want solank soos wat jy by ons bly, gaan ons jou premie aanpas om die heel beste premie te wees wat ons jou kan vra. En ek dink dit gaan ek het mense wat konvensioneel al baie lank in versekering werk, wat vir my sê ons is heeltemal mal. Hulle sê vir my ons gaan so baie geld verloor, want dis een van die beste maniere hoe versekeraars geld maak, is deur meer te vra as wat hulle moet. Want hulle weet, as jy wil loop, kan hulle dan vir jou 'n laer premie gee. En ons het gesê, uit beginsel uit, sal ons dit nooit doen nie. Jy betaal by ons die regte prys. As jy wil loop daai dag, dan druk jy die knoppie en jy's weg. Kyk, wat vir my interessant is van wat julle daar doen, ek wil dit is onsaglik kragtig. En ons gaan nou, ek kan amper nie wag om by Naked, ek wil nog teruggaan, jy het nog jou storie, ek wil nog weet ook hoe Naked die storie vooraf, en dan kan ons dieper delf in julle besigheidsmodel. Maar die eerste ding wat in my kop opgepop het, toe jy nou sê, julle gaan geld verloor, dis vir my die
ekwivalent van 100% of in baie gevalle daar's maatskappye in Amerika wat vir jou 110% money back guarantee offer. En die 110%, as jy gewonder wat is die 10% is vir die ongerief. Want dis 'n hassle. So is een ding om jou geld terug te kry. Maar dis 'n pyn in die gat om dit weer eens te gaan kanselleer of wat ook al. Exactly. So julle in ouens sal ook sê 100% money back. Ja, ouens gaan jou rook. Ouens gaan of 110%. Ja, die ouens sê nee, daar's altyd twee poepholle. Ja. En dit is so. Maar weet jy 98% van ouens gaan dit sien vir wat dit is. En dit is 'n kragtigere retensiestrategie. Ek love die nuwe generasie van besigheid. Ek love dit dat mense gaan begin om al hoe meer om die regte ding te ondersteun en te sien besighede wat die regte ding doen en wat bestaan vir die regte redes. Ek is baie opgewonde oor hierdie nuwe generasie. So jy het nou by braaie as jy wiskundige, jy skaam so en is dis ook ek bedoel dit sê ook iets van hoe jou kop werk nie, wat ook die hele journey wat jy nou hier by Naked, kom ons kyk, hoe dit ontstaan, jy weet, so wat is daai, en dit voel vir my, dis amper soos 'n self-fulfilling prophecy, nee? Jy kry skaam vir wat hier aan die gebeur is, hou nie van wat hier aan die gebeur is, so ek neem aan daar was 'n sy van jou, in jou kop van ek wil iets hier omtrent doen. Nee, verseker, en ek het saam met twee van my kollegas, wat twee van my baie goeie vriende geword het ons toe op 'n stadium in 'n konsultasiebesigheid gewerk, wat ons verlang omtrent aan al die versekeraars in die land, meeste van die grootes, vir hulle werk gedoen het en hulle gehelp het om hulle besighede beter te maak. So julle kon die insights gekyk van al die ouens. Nou nie al die ouens nie, maar meeste die groot spelers. En ons drie was saam in daai konsultasiebesigheid. Hulle twee was actually die twee basse in die konsultasiebesigheid. Ek was die kippie. En ek het op 'n stadium vir hulle gesê, hoorie boys, ek het genoeg gehad. Ek kan nie meer 'n werk doen waar ons besighede help om hulle geld te vermeer, maar die kliënt kry nie 'n beter deal nie. Ek kan nie meer deel wees van hierdie nie. En ek sê toe vir hulle, ek gaan 'n breek vat. 'n sabbatical. Wel, dit was toe nie 'n sabbatical op die ouene nie, want ek het deels van my, ek wou 'n bietjie uit Gauteng uitkom ook. My hele familie was daar in die tuinroete. En ek wou toe vir 'n ruk lank bietjie daar gaan bly. En ek het toe 'n geleentheid om saam met 'n klein versekeraar daar binne in die versekeraar te werk en hulle te help om bietjie hulle sisteme oor te bou en so. En ek sê toe hierdie twee kollegas van my dat gedeeltelik weens familieredes wil ek bietjie in George gaan bly. Ek voel ek wil bietjie uit die stad uitkom. Ek love Joburg, maar ek wil bietjie uit die stad uitkom. Maar ek moet uit hierdie corporate uit. Ek moet uit hierdie stelsel uit. En ons drie sê toe vir mekaar, kom ons maak 'n commitment. Die volgende keer as ons weer saamwerk, dan doen ons nie werk om 'n bestaande versekeraar te help beter maak nie. Ons bou 'n nuwe besigheid van scratch af. En wat toe gebeur is, ek dink toe in my kop, okay nee, ek gaan nou vir 'n paar jaar George toe en whatever. Hierdie twee begin toe letterlik daai dag wat ek weg is. Begin hulle toe brainstorm. Hulle begin toe met beleggers praat. En binne 'n jaar en 'n half vandat ek weg is, toe bel hulle my en hulle sê vir my, hoorie, so ons gaan nou die finale voorlegging aan die beleggers maak. Yes. Ons kon jou tot nou toe nie sê nie, want jy was by die ander versekeraars, want ek was half nou kompetisie. So hulle kon nie met my praat deur daai tyd nie, want ons moes obviously professioneel. Maar hulle sê toe vir my, ons kon jou tot nou toe nie sê nie, maar ons gaan nou 'n finale voorlegging aan die beleggers maak. En ons wil graag jou idees hê om die finale idee van wat die visie van hierdie versekeringsbesigheid gaan wees. Ek gee toe my input en ons was in die gelukkige bevoorregte posisie dat daai beleggers het dadelik net gesê no brainer. Ons sê en ek was toe op daai stadium nog in George. Hoe lank terug is dit nou? So dit was 2,5 jaar terug. Okay. 2,5 jaar terug. Ek was in George. Ek sê toe dadelik vir die ou in George, hoorie, dankie vir die geleentheid dat ek bietjie by jou kon werk, maar my groter droom was nog altyd om met hierdie ander twee van scratch af 'n besigheid te bou. Dit het vinniger gebeur as wat ek gedink het. Hulle twee het mense geken in die industrie, hulle het die regte beleggers geken. Toevallig die beleggers in ons besigheid is dieselfde mense wat Nando's se beleggers is en Spier Wynplaas. So dis nogals 'n lekker groep hulle is nogals lekker ouens.
Mag julle verniet by Nando's eet en spierwyn drink? Kan jy glo, ek het hierdie besigheid gebou en tot vandag toe moet ek nog betaal vir Nando's, maar ek werk daaraan. Nee, so hulle is lekker ouens en toe hulle gee toe vir ons die geld om nou vir die laaste 2,5 jaar letterlik 12, 13 mense aan te stel, van scratch af 'n stelsel te bou, die tegnologie te bou vir Naked om al hierdie goeders te kan doen. En toe nou 3-4 maande terug toe maak ons die deure oop. So ek het toe aan die begin van daai proses het ek nog uit Georgia uit commute. Want ons het toe nou lekker gebly, my seentjie is lekker in die skool. Op die ou einde het ek besef dat hierdie is the real deal. Hierdie gaan nou my groot innings wees. Ek wil vir die volgende klompie jare alles wat ek het in Naked insit. En gelukkig is my vrou 'n stadsmeisie. So sy was toe happy om terug te kom Joburg toe. So ek het net so die eerste 3 of 4 maande commute. So ons is nou weer 2 jaar of wat terug in Johannesburg. En ja, wat 'n lekker avontuur. Yes, like that's amazing. Nou kom ons praat 'n bietjie nou die ontwikkeling van die sagte ware. Jy weet, en natuurlik soos jy sê, dis nou app op jou foon, en ons kan natuurlik, soos ek sê, ons die voordele gaan ons sal met dit eindig, weet, die obvious voordele wat dit bied. Waar het julle aan die idee gekom? Ek bedoel, of julle net gaan kyk na die tipiese irritasies, hoe lank dit vat om versekering te kry, jy weet, uitbetaling of die feit dat 'n premie styg elke jaar, maar die bate se waarde gaan af. Vat 3 maande om uit te betaal. So is dit nou net die irritasies wat julle gesien het of die pynpunte net gesê, okay, hier is die werkspringplek. Hoekom 'n app? Weet, en so hoekom 'n app? Hoe het julle besluit dat wat daai app moet kan doen? En nommer 3 is, waar het julle die talent gekry of hoe het julle te werk gegaan om hierdie tegnologie, want ek bedoel dis artificial intelligence, nee, ek bedoel dis die groot ding. Ja, nee, ek sal jou nou daarvan vertel. So kom ek begin met daai eerste vraag op 'n redelike filosofiese manier te antwoord. Ons het regtig geglo dat dinge moet kan beter wees. Daar moet altyd 'n nuwe generasie wees in enige ding, in enige industrie, in enige proses. Daar moet 'n nuwe generasie wees waar dit beter werk vir alle partye. En versekering het 20-25 jaar terug 'n groot shift gehad vanaf die makelaar na die call center. En dit was grootendeels omdat daai shift het gebeur omdat dit 'n beter manier was. Dit het soos baie van daai versekeraars se advertensies baie duidelik gesê het, is dit het die middelman uitgesny. Dan kan ons vir jou goedkoper en dan verlaag dit kostes want daar's nie 'n middelman nie en dan kan jy direk met die versekeraar praat. En daai besighede is baie suksesvol en ek het baie respek vir hoe hulle daai nuwe generasie gedryf het van 'n beter manier om dit te doen. En ons het geglo dat 'n soortgelyke groot nuwe verandering nodig is. En spesifiek waar dit nodig is op 2 vlakke. Die een vlak is dat ons beheer ons lewe op 'n smartphone. Ons doen dinge instantly op 'n smartphone. Hoekom moet ek nog 40 minute met 'n call center praat om insurance te koop? Dit maak net nie sin nie. En ek bedoel daar was ouens wat begin het om bietjie te werk aan internet solutions. So daar was ouens wat nou kan jy 'n kwotasie doen online of jy kan na 'n aggregator toe gaan en jy kan 'n indicative premie kry en so, maar die punt is jy gaan nog steeds nie daai ding koop sonder om vir 40 minute met die call center te praat nie. Daai besighede werk almal so en hulle struktureel, dit is hoe hulle is. Hulle kan nie anders doen nie. Ons het besef as ons stelsel van scratch af bou met die primêre doel dat die kliënt beheer het in sy hand, dat hy onmiddellik dinge kan doen, dat hy ding onmiddellik binne 90 sekondes vir hom sy premie gee. As hy hou van daai premie, dan druk hy die koopknoppie en dis dan. Dis klaar. Hy praat nooit met enige iemand nie. Ons het besef dat dit 'n soortgelyke groot shift is. Want die res van die wêreld, alle ander industrieë werk so. Jy doen dit op jou smartphone. So hoekom moet versekering anders wees? En wat ons besef het is dat die voordeel daarvan is dat die kliënt nie so frustreerd is nie. Hy hoef nie vir 40 minute op die call center praat nie. Maar dit bring ook verskriklike kostebesparings. So in dieselfde, dis ironies dat dieselfde
argumente wat 20 jaar terug gebruik is vir ons moet die koste van die middelman uitsny, het ons nou na 'n nuwe level toe gegaan en gesê, maar ons moet die koste van manual prosesse uitsny. Ons moet die koste van die ou wat aan die ander kant sit en met jou praat op die call center uitsny. En ons moet die koste van die finance team en die ouens wat manually jou premies collect en die finansies doen en die goeders rondskryf, ons kan dit alles uitsny. Ons bou 'n stelsel waar die stelsel slim genoeg is om baie slimmer met data te werk en alles is letterlik automated. Jy koop die ding en niemand van ons is betrokke nie. Die geld gaan in en uit die bankrekening. As jy die knoppie druk om te kanselleer, dan gaan die geld uit die bankrekening uit. Die papiere word gegenereer. Geen mens hoef ooit betrokke te wees nie. En ons het besef dat dit sny die koste so dramaties dat vir meeste mense is daar 'n besparing in premie. Natuurlik, versekering is kompleks. So dit hang baie af van risikofaktore of jy in hierdie woonbuurt bly en jy het in standaard 3 het jy hierdie kleur onderbroek gedra en allerlei goeders wat dalk teen jou tel. So party mense, dis interessant dat party mense doen 'n kwotasie by ons en ons is klein bietjie duurder, maar ek kan jou eerlik sê dat meer as 80% van mense wat by ons gekwoteer het, met wie ons dan ingecheck het na die tyd, se premie is meer as 20% minder as wat hulle huidigelik betaal. Maar kom ons, ek ken nou die produk 'n bietjie. So ek wil nou sê, soos ek sê, in all fairness, weet julle kan duurder wees, maar een van die goed wat my die meeste beïndruk van julle produk is hoe jy jou versekering, jy het nou die klassieke voorbeeld, ek gaan vakansie, een kar bly in die garage, ek druk 'n knoppie en die versekering die premie word gehalveer, of die dekking, en die risiko verminder, is ek reg? Ja. En daai besparing word onmiddellik verseker terugbetaal. Ons bly in ons leef nou in 'n era waar jy moet net betaal vir wat jy gebruik. Ja. So as jou kar stil staan, dan daar kan nog iets met hom gebeur. So ons dek jou nog steeds as hy stil staan vir slegte weer of iemand breek in en steel die kar of selfs iemand ry in hom vas, ry deur die garage deur in jou vas of jy parkeer hom by die lughawe en iemand stoot 'n trolley in hom vas. Ons dek jou vir al daai. Maar as jy nie met hom bestuur nie, dan staan hy stil. So as jy daai een knoppie druk, onmiddellik refund ons jou omtrent helfte van jou premie. Dit hang af van persoon tot persoon, maar vir meeste mense is dit min of meer helfte. Onmiddellik refund ons jou daai helfte van jou premie. Jy kry daai geld terug in jou kredietkaart onmiddellik. Die kar staan daar, hy is gedek en as jy weer wil ry met hom, druk jy een knoppie en dan charge ons jou weer vir die res van die maand daai helfte, daai gedeelte van die helfte. Ek dink as dit so interessant, julle is nou nog jonk, maar ek dink enige ou wat al betaal jy 20% premie, jy moet gaan kyk die tyd wat jy in die kar gebruik nie. Ek sal nie verbaas wees as jy nog steeds, worst case gaan jy gelyk breek, maar ek dink daar sal nog steeds dalk 'n 5% besparing wees aan die einde van 'n 12 maande periode. En ek dink dis tot 'n mate is dit 'n finansiële oorweging vir mense. Ja, hulle kan geld spaar daarmee, maar dis nogals interessant vir my hoe baie mense ek sien wat net die idee daarvan dat jy in beheer is. Die idee daarvan dat jy nie dekking het vir iets waar daar nie risiko is nie. Dit voel met die druk van 'n knoppie. Dit voel reg. So dis my baie interessant om te sien hoe ons bestaande kliënte en soos jy sê, ons is nou maar onlangs die deure oopgemaak en ons kom nou maar uit die blokke uit. So ons het nog nie miljoene kliënte nie, maar uit die kliënte wat ons het, hoe baie mense daai ding gebruik op 'n weeklikse basis. Ons het een ou wat laas maand 23 dae het sy kar stil gestaan. Yes. So daai ou het vir 23 uit die 30 dae het hy halfprys betaal. Yes. Ek bedoel ek's mal oor. Daai is honderde rande wat daai ou gespaar het. Ek's mal oor. So dis lekker en is lekker om mense terugvoer te sien soos hulle die produk gebruik. So kom ons kom terug. Hierdie is kragtig en natuurlik kom ons raak sommer aan die groot ding. Wil ek sê wat hierdie teweeg gebring het is wanneer die pop die fan strike. So wat ons ook gesê het, dis mos juist waar die ouens geld maak oor die algemeen is om dit nie almal nie, om dit moeilik vir jou te maak om uit te betaal. Of is 'n gekompliseerde proses om uitgebetaal te word. Julle het 'n diefstal gehad of een van julle kliënte. Hoe lyk julle uitbetaal tyd? Ek weet jy was baie trots op dit versus die industry average. Ja, ek bedoel
dit vir meeste mense en dis verstaanbaar, 'n versekeraar moet deur die proses gaan as jou kar gesteel is om seker te maak daar's nie fraud nie en seker te maak daar's niks van die business nie. So vir meeste versekeraars totdat jy daai kontant in die bank kry, ek sal verbaas wees. In die voorbeelde wat ek al gesien het, sal ek verbaas wees as iemand vir my kan wys hoe hulle minder as 2 maande tot jy kontant in die bank kry. Meeste voorbeelde en so weet soos ek sê, dis nie omdat hulle lelik is nie, dis net omdat hulle doen hulle werk, hulle maak seker. Ons was nogal trots toe die eerste ou wat 'n diefstal by ons gehad het en hy het sy Hilux was 271,000 en hy het daai 271,000 11 dae nadat hy gesteel is, het ons in sy rekening betaal. Ja. So ons voel dat dis baie grand om te praat oor hoe vinnig jy by ons kan koop en hoe maklik dit is om jou cover te switch en geld te spaar etc. Dit gaan oor eise. Dit gaan alles oor eise. En dis natuurlik waar ons fokus gaan wees. En dis op 2 dimensies. Die een dimensie is die tegnologie. So ons gaan aanhou druk om soveel as moontlik die tegnologie te gebruik om dit vinnig en maklik en akkuraat te laat doen. So byvoorbeeld ons kan 'n windscreen claim deur al die fraud algorithms run in minder as 10 sekondes. Dat ons minder as 10 sekondes weet ons, ja, hierdie ou is legit. Ons stuur 'n boodskap aan ons mannetjie op sy skooter en hy kom na jou toe. Binne 10 sekondes kry hy 'n boodskap wat sê, ja, hierdie claim is approved. Kontak hierdie ou, maak 'n afspraak, ry met jou skooter na hom toe, gaan maak hy windscreen reg. Sure. En vir mense om daai terugvoer te kry van waar mense dink, maar hulle het gedink dit gaan nou 'n dag of 'n week, ten minste 'n week of wat vat om dan gaan hulle moet inry na PG Glass toe whatever. Nee. Ons ouetjie klim op sy skooter. As hy die ding moet vervang, dan sit hy 'n windscreen agter op die bakkie. Hy kom na jou toe. Kom maak 'n windscreen volgende dag reg. Ja. So nee, eise is waaroor dit alles gaan en eers wanneer ons groot is, dink ek gaan die momentum van hoe maklik dit is om by ons te eis en hoe vinnig dit gebeur. Ek is amper skrikkerig om nou daai belofte te maak, want mense hoor so baie advertensies van versekering. Ek is amper skrikkerig om daaroor te praat, want ek is so opgewonde dat sover ander promise ons en mense is elke keer net uit die veld geslaan oor hoe vinnig ons dit doen. En ek is opgewonde dat as daai momentum begin optel, dan dink ek hierdie ding gaan 'n groot storie wees. Maar kom die laaste ding uit wat julle anders doen. En hierdie is vir my die belangrikste. Wat doen julle met julle winste? En ek wil hierdie is 'n ander ballgame wat julle en hoekom het julle aan dit? So gee my 'n bietjie meer vleis oor. So die hoofrede hoekom ons besluit het om struktureel 'n anderster finansiële struktuur te hê wat agter ons besigheid sit, is om daai situasie aan te spreek wat ek voorgesê het, dat 'n mens wat in die kleinste departement werk, is nie 'n slegte ou nie. Maar as die versekeraar se wins afhang van of jy daai eis betaal, dan verander dit die ballgame. En ongelukkig sit dit daai ou dan in 'n slegte posisie. En dit is hoekom ons gesê het, ons wil wins maak. Bro, ons is 'n besigheid wat moet wins maak en ons moet salarisse betaal, maar ons wil hê ons wins hang net af van hoe gelukkig ons kliënte is. En hoe meer kliënte ons kan kry en hoe langer ons hulle kan hou, hoe meer wins maak ons. Ons wins hang nooit af van of jou eis betaal word nie. So prakties hoe dit werk is dat ons definieer dat ons kan net 'n sekere persentasie van al die premies wat in 'n jaar inkom. Ons mag net 'n sekere persentasie van daai premies hou. En ons het die regskontrakte geskryf om ons eie hande af te sny. Ons kan nooit meer wins maak as dit nie. Is dit 20% of en is 20%. So ons doen al die bemarking van hierdie besigheid, ons ran die besigheid, ons administreer hom, ons bou al die tegnologie. Al die risiko's op julle natuurlik om seker te maak dit bly in daai 20%. So ons moet ons besigheid operate vir minder as 20%. As ons groter salarisse betaal as 20%, dan gaan ons 'n verlies maak. Ons moet ten minste 20% ran. Die res van die geld is net daar om eise te betaal. En die lekker deel is dan, in die jare wat daai oorblywende geld, daai 80% van al die premies wat ons nou in een groot pool gesit het, in die jare wat daar geld oorbly, het ons 'n legal kontrak geskryf waar ons al daai wins moet ons aan Suid-Afrikaanse gemeenskappe
en charities en goeie causes uitbetaal. So prakties hoe dit werk is elke kliënt kry 1 stem en ons sê aan die einde van die jaar, hoorie, daar's soveel wins, elke kliënt kry 1 stem vir 'n charity en volgens hoe die kliënte gestem het, so betaal ons daai geld direk aan charities. Dis amazing. En ons is baie opgewonde want daar's groot behoefte in Suid-Afrika. Ons voel nie ons as 'n maatskappy moet sê waarheen moet geld gaan om ons gaan nou 'n huis verf by of 'n skool verf of wat jou tannie sin is. Exactly. Ek wil nie my eie causes byvoorbeeld. Ja. Ek wil vir my kliënte vra watter gemeenskappe en vir party mense is dit die SPCA. So jy kan vir die SPCA stem. Vir party mense is dit 'n minder bevoorregte skool, vir party mense is dit jou local soccer club en jy voel dat jy moet help om 'n nuwe kit te koop vir die onder 9 B's. Wat ook al dit is, jy kan stem vir enige iets wat non-profit is. Jy stem vir daai ding en gebaseer op hoeveel stemme hy kry, soveel geld kry hy gedeelte van ons wins. Nou, dis vir my baie belangrik om te sê, Jacques, dat ons doen nie daai omdat ons primêre doel is om geld uit ons kliënte se sakke by charities uit te kry nie. Ons primêre doel is vir ons kliënte om so min as moontlik te betaal vir versekering en dat wanneer ons kyk of ons jou eis betaal, dat ons nie dink aan ons eie wins nie. En dis die enigste rede hoekom ons onsself afgesny het, sodat ons nie dink aan ons eie wins nie. 'n byproduct, 'n extra added benefit is dat dan in sekere jare of in meeste jare gaan daar geld oorbly. En daai geld kan ons kliënte dan vir ons sê in watter charities moet ons dit betaal. Maar ons gaan altyd probeer dat daai geld so laag as moontlik is. Hoekom? Want ons wil hê die premie wat jy betaal moet so laag as moontlik wees. Ek hou baie daarvan, maar dit klink vir my natuurlik of julle in julle essensie is 'n subscriber-based besigheidsmodel. Julle soek daai subscription. Nee? Want as 'n vaste fooi se ding is en dis hoekom jy my moet hou. Dit gaan nie oor jy wil daai R100 'n maand. Ja. Jy wil 1 miljoen ouens hê wat R100 'n maand betaal. Exactly. En die res die ander is ons is 'n tegnologie besigheid en Uber en Airbnb hulle maak geld deur hoe meer mense hulle kan opsign. Maar as hulle maak nie geld deur die koste van as hulle nou all of a sudden die linne, as jy by Airbnb toe gaan, Airbnb maak nie geld deur nou all of a sudden swakker linne te gebruik nie, of deur nie meer 'n sjokolade op jou bed te sit nie. Hulle maak geld deur elke keer as jy by Airbnb koop, kry hulle 'n stukkie geld. En hoe meer jy dit gebruik, hoe meer geld maak hulle. En dis hoe ons werk. Ons is transparant in die feit dat ons is 'n besigheid wat wins maak, maar ons wins hang nie af van of jou eis betaal word nie. Want versekering gaan oor of jou eis betaal word. En vir ons om in 'n posisie te wees waar ons wins afhang van of ons daai produk laat actually deliver op wat jy gekoop het. Dis nie 'n goeie posisie om in te wees nie. En struktureel het ons, nadat ons lank na die versekeringsindustrie gekyk het, besef, maar soos ek vroeër gesê het, dis 'n stelsel wat ontwerp is om die slegste uit mense uit te bring. En ons wou daai stelsel op sy kop draai, deur net onsself in 'n ander posisie te sit. Sê vir my, wat was julle grootste uitdagings met die ontwikkeling van die tegnologie? Is daar 'n benchmark? Ek bedoel, en saam met dit wil ek vra ons, jy het nou genoem oor ons aktuariërs wat absoluut wêreldklas is. Weet hoe vergelyk jy weet, so een deel van die vraag is hoe vergelyk ons versekeringsindustrie met die res van die wêreld nommer 1 en hoe vergelyk, so wat was die probleme om hierdie tegnologie te ontwikkel en is daar soortgelyke konsepte in die res van die wêreld? Ja, so kom ek begin met die laaste vraag. Daar's definitief 'n groot beweging wêreldwyd om soortgelyke sagte ware te bou. Ons is opgewonde om hierdie sagte ware in Suid-Afrika te bou sodat dit gepas is vir ons gebruikers hier, maar ook sodat ons locally daai sagte ware developers kan aanstel en dat ons kan aanhou belê in plaaslike talent. In terme van internasionaal, ons is sover ons kan agterkom, dink ek voor in terme van motorversekering. So daar is ander mense met soortgelyke sagte ware aan ons elders in die wêreld. Daar's nie iemand wat dit
so slick en so vinnig en so efficient en cost efficient kan doen in terme van motorversekering elders in die wêreld soos ons nie. So ons dink ons is redelik voor. Kon julle leer van die ander ouens enige nuggets wat julle kon? Wel, ons het kom ek sê weer so, die grootste ding, ons het nie by hulle actual produkte of hulle actual sagteware geleer nie. Wat ons wel geleer het internasionaal is ons het gesien hierdie tendens, hierdie trend dat dit gaan digitaal gaan. Dit gaan wegbeweeg van 'n call center. Versekering gaan oor 5 jaar vanaf nie meer deur 'n call center verkoop word nie. Dit gaan deur jou smartphone. Die feit dat dit internasionaal gebeur het dit vir ons makliker gemaak om locally vir ons beleggers te sê, hoorie, julle moet in ons belê of daar ander ouens gaan internasionaal kom en hulle gaan kom dominate. En soos ek sê, al die winste gaan terug aan Amerika uit die land. So dis die tyd om in Suid-Afrika te belê is nou. So en dit het dit maklik gemaak vir ons om vir ons beleggers te sê, hoorie, die tyd is nou. En hulle het ingekoop op daai storie. En so dit het dit maklik gemaak. Die grootste uitdaging vir ons is dat internasionaal en veral in Amerika, as jy dink aan Silicon Valley, is daar 'n baie groot beweging en 'n baie groot skillset vir mense wat tegnologie besighede bou. Ons het van die begin af gesê, ons is sekondêr, die produk wat ons verkoop is versekering. Primêr wat ons doen is ons is 'n tegnologie besigheid. So ons moet die beste programmeerders kry. En ons moet nie in die goeders wat 2 jaar of 5 jaar terug relevant was werk nie. Ons moet in die goeders wat Facebook en Google gebruik. Daai tale waarna hulle programmeer, ons moet dit gebruik. So ons grootste uitdaging was om die risiko te vat om op daai regte cutting edge tale waarop jy programmeer en ons run die hele ding op Amazon Web Services, op die cloud. Ons het nie fisiese servers nie. Ons run die hele ding op AWS. Die risiko wat ons moes vat om daai cutting edge tegnologie te gebruik. En wat dit beteken het is dat daar was baie min mense in Suid-Afrika wat actually ervaring gehad het om met dit te werk. So ons was gelukkig dat ons het aan die begin 'n sterk span van 2 of 3 programmeerders gekry wat ons confident gevoel het hierdie ouens, natuurlik ons het niks geoutsource nie. Ons het dag 1 daai ouens gesê, hier is jou salarisse, hier is jou stukkie aandeel in Naked. Ek bedoel jy moet vir 'n ou albei gee, dis vir my 'n beginselsaak. So van dag 1 af vir die ou gesê, hier is jou salaris, hier is jou stukkie aandele in Naked, jy werk vir ons voltyds. So daai goeie ouens gekry aan die begin. En toe wat ons daarna gedoen het is ons het baie jong ouens ingekry wat nie die ervaring gehad het in ons sagteware nie, maar soos wat die tyd aangaan, hulle tel dit vinnig op. Hulle groei saam, nou beweeg hulle saam met julle ontwikkeling. En nou gaan ons in 'n nuwe fase in waar dis lekker, ons beleggers het onlangs vir ons gesê ons is op die oomblik net karversekering. Ja, dis my volgende vraag, hoe lyk die toekoms? Ons is aggressief besig om te mik om voor die middel van volgende jaar die volle pakket te verkoop. So die gebou, huis, inhoud, jou selfoon, jou mountain bike, whatever, alles hoop ons om teen die middel van volgende jaar. So ons beleggers het nou vir ons 'n ekstra stel belegging gemaak sodat ons daai span nog kan uitbrei. En dit gaan net in developers in. Ons wil net die stelsel bou om die kliënt nog meer in beheer te sit dat dit self kan doen. Maar dis 'n challenging journey. En ek bedoel die ander deel van daai uitdaging is, ek het nou my agtergrond gegee dat ek is 'n aktuaris, ek's 'n wiskundige. Ek is nie 'n tech ou nie. Ek is nie 'n IT ou nie. So van ons almal wat in die besigheid is ek amper die ou wat die minste weet wat aangaan in die besigheid. Ek verstaan hoe die produk werk, maar ek kan nie die ding programmeer nie. En dis 'n moeilike journey om op te gaan om 'n besigheid te bou waar jy moet ouens vertrou, jy moet die regte ouens inkry. Ja, jy's 'n tegnologie besigheid. En ons is 'n tegnologie besigheid. En as deel van die leierskap van hierdie besigheid verstaan ek baie min van die tegnologie. So maar dis gelukkig was een van my kollegas wat ook 'n aktuaris is. Hy is eintlik 'n tegnologie ou ook. Maar soos ek sê, ons was gelukkig met die jong ouens wat ons ingebring het wat regtig topklas is. Sjoe. Dit is werklik 'n inspirerende storie, maar ek wil net vinnig aanraak en ek sien die tyd het ons ingehaal. Jy weet hierdie hele ding van die call center wat vir my interessant is wat ek onlangs en natuurlik dit maak vir my sin. Ek onthou toe ek dink nou 2 jaar gelede, amper give or take 'n week,
wat ek ingevlieg het spesiaal om ek het daai tyd gedink ek gaan 'n deal kan doen met verseker. Maar ek het die eerste keer toe in Otto & General se hoofkantoor ingestap en ek was geskok toe ek al die mense op die telefone sien en ek het toe later en soos dat ek nou 'n bietjie meer die versekeringsmaatskappye hier in Suid-Afrika gesien het en goeters, toe kom ek agter maar 3/4 van daai spasie is hulle se call center en dit was my skrikwekkend. So aan die een kant kan jy nie dink dat jy die massiewe kantore het wat actually maar net ouens wat op die foon is die hele tyd huisves nie. So dis ironies om te dink dat 'n makelaar het meer gekos as om 3000 ouens jy weet in 'n kantoor saam te sit. Maar wat ek wel vir jou wil vra is in wat ek intussen verneem het is die ouens het agtergekom wanneer dit by besigheidsversekering kom. Besigheid SME eienaar like nie 'n telefoon nie. Hy wil iemand in die oë kyk. So dit voel vir my dat dit semi full circle gekom wanneer dit by besigheidsversekering kom. Kan jy sien dat hierdie en dis actually my vraag. Kan jy sien dat hierdie tegnologie sal werk meer na B2B kant toe? Dis 'n baie goeie vraag. Ek persoonlik dink ek nie ons tegnologie of ons besigheid spesifiek gaan in die kort termyn, kom ons noem dit in die volgende 2, 3, 4 jaar besigheidsversekering doen nie. En die hoofrede vir my daaroor is dat ons produk werk vir motorversekering omdat die tipe karversekering wat ek nodig het en die tipe karversekering wat jy nodig het is dieselfde. Daar's nie nodig om advies te gee oor hoekom ek 'n ander soort cover moet koop as jy nie. So dis hoekom ons besigheid, daai variables is minder. Dis ons besigheid waar die kliënt in beheer is op sy foon en hy hoef nie met iemand te praat nie, werk vir so 'n produk soos karversekering. Ek wonder hoe baie besighede is standaard genoeg dat jy met die call center kan praat en die regte dekking kry. Ek dink van die groot call center insurers is besig om goeie goeders te doen waar hulle innoverend is om vir 'n spesifieke nis 'n produk aan mekaar te sit. En dat as jy so 'n soort besigheid het, sê net maar hulle het 'n produk vir boere of hulle het 'n produk vir tandartse of whatever. En as jy dan as jy een van daai besighede is, dan dink ek is dit great om daai ouens te bel en hulle sal vir jou 'n goeie produk kan verkoop, maar jy moet net nie 'n special case wees nie. Jy moet net nie kan vir hulle sê maar hoor jy ek is 'n tandarts maar ek het actually ook hierdie ander masjien in my kantoor. Dis 'n one size fits all. Dit is 'n one size fits all. So solank jy gerieflik is dat dat jou besigheid standaard is en dat die versekering wat jy koop is one size fits all, dink ek is dit goed kan jy dit oor die call center koop. My persoonlike opinie is dat die meerderheid van besighede is dit bietjie van 'n grys area. En daarom voel ek dat ons tegnologie is hoofsaaklik gebou vir 'n individu om te koop, nie vir 'n besigheid nie. Die one size fit, met die individu is daar is nie grys van dit by 90% van jy ry 'n kar, ek ry 'n kar. Die mate waartoe ons verskillend is, ons tegnologie kan dit optel, maar die actual dekking wat jy nodig het, is ek en jy kort dieselfde dekking, en dis hoekom ek dink ons platform werk om individue te verseker. Sure. Ernest North, Naked Insurance is heerlik om jou te gesels, ek nog lank met jou gesels, en net wel gedaan hoor, is regtig indrukwekkend waarmee jy besig is, en ek bedoel is min dat ek sien nou die wêreld 'n beter plek, maar jy tik 4 bokse, wat die wêreld beter maak, en dan maak jy rand. Ek is mal oor. Ag, ek waardeer dit, Jacques. Dis 'n voorreg en dankie vir jou tyd en dat jy met ons praat. Ja, ek het ook baie respek vir hoe jy ook 'n baanbrekerswerk doen om media en die verspreiding van goeie stories en entrepreneurskap aanmoedig. So dis vir my definitief 'n groot voorreg om met jou te kon chat vandag. Ek waardeer dit kwai. Lekker om hier te gehad het. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. This is CliffCentral.com.